Ek glo almal in hierdie wêreld wil gelukkig wees. Jy en ek wil gelukkig wees. Ek wil nie hartseer beleef nie, ek wil nie droefheid beleef nie, ek wil nie moeilikheid beleef nie, ek wil nie ongelukkigheid in my lewe hê nie, ek wil gelukkig wees. Nou, om geluk te kry, beteken jy moet iets doen. Baie mense se probleem is, hulle dink, dis ander wat vir my moet geluk gee, dis ander wat my nie gelukkig maak het, dis ander se skuld, dat ek nie geluk beleef nie. Nou luister ek na mense wat daaroor praat, en dan sê hulle, slim ouens, sielkundiges, hy sê, jou brein kan eintlik nie bepaal wat jou gelukkig gaan maak nie. Ek sal dink, as ek nou 'n boot het, dan sal ek gelukkig wees. Maar die oomblik as ek 'n boot het, en ek ry net die boot, en ek het dit nou, dan gaan my brein terug na my normale vlak van werking, my normale emosie, en dan is partykeer 'n ou besef, maar dit maak my nie gelukkig nie. Of ek sal sê, as ek 'n plaas het, 'n Bosveld plaas, sal ek gelukkig wees. Of as ek hierdie huis het, ek het al mense gehoor wat hulle soek net 'n groot huis. As hulle die huis het, dan lyk hulle nie gelukkiger nie. Of ek soek hierdie kar, dan sal ek gelukkig wees. Of ek soek hierdie selfoon. Ek was al daar, dat ek soek hierdie selfoon, ek bid daaroor, ek soek hierdie selfoon. En as ek kom het, dan kom daar weer 'n beter een uit, 'n nuwer ene, en dan kom ek terug na die normaal toe. Nou sê hulle, daar is 'n groot ding, 'n paar goeders, 3 goed wat jou gelukkig maak, wat bewys is in die wêreld. En een van die 3 is 'n baie groot ding, en dit is verhoudings. Dat as jy gesonde verhouding het, dan gaan jy gelukkig wees. As jy 'n langdurige verhouding het, 'n verhouding wat baie lank loop, dan voel 'n mens gelukkig. En dink aan, as mense jou nie groet nie, of nou nie jou wil praat en jou nie ignoreer, slegte verhouding met jou staan, dit maak jou nie gelukkig nie. En ek sien ander mense wat, hulle is kwaai vriende met die ene, dan kwaai vriende met daai ene, en kwaai vriende met daai ene. Dit lyk of hulle net nie in 'n goeie verhouding met mense kan staan nie. Almal is altyd verkeerd. En dan kan ek sien, daar's nie geluk in hulle lewe nie. Nou, as jy wil hê, jy moet goeie verhouding hê, dan vra ek nou daar in jou wêreld waar jy leef, hoe werk jy met mense rondom jou, in jou huis? Hoe werk jy met jou man, jou vrou, met jou kinders, met jou pa, jou ma? Hoe werk jy in jou huis met ander mense? Hoe werk jy daaraan dat jy 'n goeie verhouding het? Jy moet een ding onthou ook van goeie verhoudings, jy kan nie die ander persoon verander nie, jy kan net jouself verander. So daarom vra ek vir jou, hoe werk jy? By jou werk, hoe werk jy met ander mense? By jou kerk, hoe werk jy met ander mense? Met jou bure, met jou vriende, waar jy vriende maak, hoe werk jy met ander mense? En ek sê weet, dit lyk baie keer of jy net altyd kwaai met almal is, en almal is altyd verkeerd, en dan is daar nie geluk in jou lewe nie. Dat gelukkige mens het goeie verhoudings. Nou hoor wat sê Efesiërs 5 vers 21. In Efesiërs 5 praat hy van hoe om te lewe, maar dan praat hy oor die huwelik, en hy leer oor die huwelik. Maar vers 21 sê hy, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Onderdanig beteken ek kom staan onder jou. Ek hef jou op, ek dink jy's beter, het gaan met jou beter. So ek kom staan hier onder jou. Hoor wat mooi sê die boodskap. Omdat jy soveel respek vir Christus het, moet die een nie dink hy's beter of belangriker as die ander een nie. Elkeen moet bereid wees om daar te wees vir die ander een. En onthou wat ek gister gesê het, dit wat jy dink, dit bring emosie by jou, dis wat jy praat, en dis wat jy doen. So as jy oor ander mense dink, sê my jou vrou, jou man of wat ook al, dan hoe dink jy oor hulle? As jy oor jou vriende dink, hoe dink jy oor hulle? Wat dink jy van hulle? Dit wat jy dink, skep emosie by jou, jy sê dit, daai ou is 'n windie ou, daai is ongeskik, ek wil hy nie groet nie. Dis wat jy sê, en dis wat jy dan doen, want dis wat jy dink. Ek dink as jy iemand nie wil groet nie, dan is jy arrogant. Jy dink jy's beter as iemand anderste. Nou moet jy weet, as ek jou nie groet nie, is dit net omdat ek jou nie gesien het nie. Dis die enigste rede. Want ek geniet dit om mense te groet. Inteendeel, ouens wat vir my kwaad is, dis vir my baie lekker om hulle te groet, want ek gooi vuurige kole op hulle kop. So as jy 'n goeie verhouding wil hê, dan sê ek vir jou, moenie dink jy's beter
as ander nie. Voel in my hart om hierdie te sê, as jy met jou kind werk met jou kind soos wat jy wil hê mense met jou moet werk. As jy daarvan hou as mense op jou skreeu, jou vloek, jou skel, as jy daarvan hou, werk so met jou kind, dat jy in 'n goeie verhouding met hom staan, reg werk met hom. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing.